Goeiemôre aan elke luisteraar en baie welkom vanoggend by ons program Lewende Beloftes. Jy is ingeskakel by Adventiste Wêreld Radio Afrikaans. My naam is Chanel. Vanoggend kyk ons na 'n belofte wat seker een van die meer bekendes is, maar een van die moeilikstes of minstes waarin ons as mense getrou is. Of anders gestel, minder kans sien om te toets. Maar voor ons na die belofte kyk, kom ons gaan kyk eers na die konteks van waar dit vandaan kom. Maleagi is die laaste boek in die Ou Testament en is ook die laaste profetiese boek wat ons kry, voor die stilte van 400 jaar begin het. Dis nou tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament, totdat ons van Johannes die Doper lees. Ons lees in Maleagi dat die volk van Israel onder die heerskappy van die Persiërs is. Israel kom voor in die boek as 'n baie ongehoorsame volk, ontrou teenoor God. Die volk se aanbiddingstyl het erg skeef geloop. En God sê in hoofstuk 1 dat hulle hom oneer, hulle veragsaam sy naam, hulle verontreinig hom. Want sien vriende, van die eerste sonde af en die eerste offer wat ons in die Bybel lees, het God vir die mensdom sy manier van aanbidding geleer. Met ander woorde, ja, daar is 'n regte manier en daar is 'n verkeerde manier van aanbidding. En God was baie ongelukkig, toornig actually, oor hoe verkeerdelik die volk hom hier aanbid het. En voor ons verder gaan, imagine God spreek hierdie woorde teen my en jou. Dis eintlik nogals rof. Maar dan kom God en hy sê in hoofstuk 2 vers 16, want ek haat egskeiding, sê die Here, die God van Israel, en dat 'n mens sy kleed met geweldpleging bedek, sê die Here van die leerskare. Neem julle dan in ag ter wille van julle gees en wees nie ontrou nie. Vriende, hoe mooi is dit? Partykeer dink ek, God is heeltemal te goed vir ons as mense. Want hier is sy volk, vir wie hy die Rooi See oopgemaak het, gelei het na Kanaan toe. 'n Volk wat gevrees was, omdat al die nasies om hulle geweet het, hulle God is anders. Daai is 'n lewendige God. 'n Volk wat geseën was. Konings soos Dawid en Salomo het geheers oor hulle. En hierdie volk beledig God. Maar steeds kom God en hy sê vir hulle, ek wil julle hê, asseblief wees getrou aan my. En omdat hierdie boek heelwat praat ook oor aanbidding en offers en wat hulle na die Here toe bring en nie bring nie, kom God en hy maak die volgende sterk belovende stelling. Maleagi 3 vers 10. Bring die hele 10de na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees, en beproef my tog hierin, sê die Here van die leerskare, of ek nie vir jou die vensters van die hemel sal oopmaak en op julle 'n oorvloedige seën sal uitstort nie. Amazing. Luister saam met my na hierdie pragtige lied. My faith has found a resting place, not in a man-made creed. I trust the ever-living one, that he for me will plead. Enough for me that Jesus saves, this ends my fear and doubt. A sinful soul, I come to him, he will not cast me out. I need no other evidence, I need no other plea. It is enough that Jesus died and rose again for me.
My soul is resting on the word, the living word of God. Salvation in my Savior's name, salvation through his blood. I need no other evidence, I need no other plea. It is enough that Jesus died and rose again for me. The great physician heals the sick, the lost he came to save. For me his precious blood he shed, for me his life he gave. I need no other evidence, I need no other plea. It is enough that Jesus died and rose again for me. Jy is ingeskakel by Adventiste Wêreld Radio Afrikaans, Lewende Beloftes. Vanoggend kyk ons na die Bybelbelofte in Maleagi 3 vers 10. Bring die hele 10de na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees, en beproef my tog hierin, sê die Here van die leerskare, of ek vir jou nie die vensters van die hemel sal oopmaak en op julle oorvloedige seën sal uitstort nie. Hier maak God 'n kragtige belofte. Hy nooi die volk uit om hom te toets. Iets wat mens min lees in ander plekke in die Bybel. God sê nie net hy sal 'n seën gee nie, maar hy sal die vensters van die hemel oopmaak en 'n oorvloedige seëning gee. En dit om net 'n 10de terug te gee aan God. En 'n 10de is iets wat ons reg deur die hele Bybel lees. Genesis 14 vers 20, Levitikus 27 vers 30 tot 32, Numeri 18 vers 21 tot 24, Matteus 23 vers 23, om net 'n paar te noem. En vriende, dis baie belangrik om te verstaan, dat dit nie 'n belasting is, of 'n straf is wat God vir ons gee nie. Hierdie was nog altyd 'n manier om die priesters en leviete wat in die tempel gedien het te ondersteun, omdat hulle nie hulle eie grond besit het, soos die res van die volk nie. En vandag is die konsep baie dieselfde. En ek wil myself so iets wat verstout, om gou hierso in te add. Nêrens in die Bybel lees ons, dat God vir ons opdrag gee, om te kyk wat gebeur met ons 10des nie. Hy vra ons net, gee jou 10de, bring dit na die skathuis van my toe. God sê nie net hier, dat ons hom moet vertrou nie, maar hy nooi ons actually uit, om 'n stap van geloof te neem. Beproef my hierin, sê hy. Om ons 10des te gee vir God is 'n daad van geloof. Dis 'n erkenning dat alles wat ons het, eintlik van God afkom. En wanneer ons ons 10de vir hom teruggee, erken ons, God, ek vertrou U. U is die een wat sal voorsien. Nou beteken dit nou, ek gaan geen finansiële uitdagings verder hê nie? Nee, nie noodwendig nie. Want ons as mense maak nie altyd die beste finansiële besluite nie. Maar God beloof 'n groot seën, wat definitief beteken, hy sal voorsien. En hierdie seën kan soveel verder gaan as net geld, vriende. Gesondheid, verhoudings, kennis, ensovoorts, ensovoorts, ensovoorts. En as ons al ooit gewonder het, sal God regtig getrou wees in sy beloftes? Ek dink nie vir 'n oomblik dat God sy eie reputasie op die spel sal sit nie. Die uitdaging wat God gee, beproef my, sê dat ons God se getrouheid actually kan toets. Hy nooi elkeen van ons uit om sy getrouheid en voorsiening te beleef vir onsself. Ons God is so goed vir ons. Dalk aanbid jy hom op 'n verkeerde manier heiliglik. Dalk bring jy nie die regte offers na God toe nie. Maar soos God vir sy volk gesê het,
ek wil nie van jou afskei nie. Toets hom en kyk vir jouself hoe goed hy vir jou kan wees. As jy al God se oorvloedige seëninge ervaar het in hierdie manier, asseblief laat vir ons 'n boodskap in die kommentaargedeelte onder comment. Deel met ons wat God vir jou al gedoen het. En vriende, as jy meer wil leer van 'n 10de, of jy wil hê ons moet saam jou bid vir 'n uitdaging in jou lewe, asseblief kontak ons, awrafrikaans.org, of stuur vir ons 'n WhatsApp na 060 248 1172. 060 248 1172. Maar daar waar jy nou is, kan ek asseblief vir jou bid? Ons hemelse Vader, dankie Here vir hierdie pragtige nuwe oggend. Dankie Vader dat ons die natuur kan geniet. Ag Here, U is so goed vir ons en baie dankie daarvoor. Vader, U is die skepper van alles, die hemel, die aarde, die waters, alles daarin en daaronder ook. U is die skepper van ons as mense. En dankie Here dat U voorsien in die dinge wat ons nodig het en actually so baie meer ook. Here, as daar 'n luisteraar is vanoggend wat op die verkeerde manier heiliglik aanbid, Here, wil ek by U smeek, mag die Heilige Gees werk in daardie hart. Want Vader, U wil nie van ons afskei nie. Mag ons leer om getrou aan U te wees in alles wat ons doen. En dankie Here dat ons kinders van God genoem kan word. Dit is my gebed vanoggend in die naam van Jesus Christus ons Herder. Amen.